Oh, Christ is my everything. He is my all. Christ is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. Come on, God. Christ is my everything. Steek jou aan op na die hemel en maak het te verklaar. He is my all. Dis wie is vir my Here Jesus. Christ, you are my everything. Thank you, Lord Jesus. Both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. I'll worship only at the feet of Jesus. His blood wash all my sins away. There is no other gods before me, just Jesus only will never fail. Sing het nog een keer saam. I'll worship only at the feet of Jesus. His blood wash all my sins away. There is no other gods before me, just Jesus only will never fail. Ons het leer op die laaste lyn van hierdie liedjie. Hy sê just Jesus only will never fail. As jy dit glo, steek jou hand so op en sê dit nog een keer. Oh, just Jesus only will never fail. Kom ons aanbid hom net 'n paar oomblikke. Dankie Jesus. Mike, kom terug gou. Bly jy hulle twee gou. Ek hou daarvan om hierdie ouens op die spot te sit. Ek gaan nog nie sê wat ek gaan sing, laat hulle net so 'n bietjie stres. As 'n ou liedjie, sekerlik die bekendste liedjie wat jy in 'n geestelike liedjie wat jy ooit in jou lewe sal ken. Wat se liedjie dink jy is dit? Okay. Nog ouer as dit.
Eers my, julle ken ook liedjies hoor. Waar was julle toe kampvuur en koortjies gereël het? Daar's nog een man, hulle ken hom reg deur. Ja, ek hoor hom. Amazing Grace. Dit het al so ver gegaan en ek moenie my cancel vir hierdie. Hulle het tot al Amazing Grace op Suikerbossie se ritme geskryf. Amazing Grace, how sweet the sound. Hou op man. Ek wil nou nie so sing nie, ek wil net die mense verduidelik. Maar dis seker die mooiste lied wat daar ooit geskryf is. En die getuienis agter dit van John Newton. Gaan hom vir my gee. Ding is doen hom in Afrikaans. Wat se noot? C. Ek weet John Newton het hom op die C geskryf, maar ek weet nie of hy in C is nie. O genade onbeskryflik groot, help my, het U aan my bewys. Ek verlore sien, wegloop kind, weer in die Vader's huis. Vat hom vir my 'n bietjie op. Genade onbeskryflik het U aan my bewys. Ek was 'n verlore seun, 'n wegloop nou weer in die Vaders. Kan ons dit nog een keer sing in Engels? Help my. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. Halleluja, baie dankie, prys die Here. Verdaag jouself asseblief, voor jy nog iets trip of breek. Dankie my vriende. Halleluja, is jy gereed? Ek gaan nie vinnig deur hierdie woord met jou werk. En ek gebruik as 'n titel vir môre, die gees van genade. Paar oomblikke met jou daarop praat, gee so vinnige oorsig. Ons gaan vinnig gepraat oor 'n paar skrifte en ek gaan probeer om nie onnodig eksegese toe te pas nie, maar ek gaan vir jou 'n paar skrifte gee. Gaan ek vinnig vir jou verduidelik en ons gaan net saamstem oor 'n paar goed, maar ek gaan vir jou sê wat is genade en wat is genade nie. Dan gaan ek vinnig met jou praat oor die magnetiese velde waardeur die kind van God moet stap. Dan gaan ek met jou vinnig praat oor die grootste landmynveld wat die genade van God in jou lewe kan kanselleer. Gaan ek met jou praat oor Heilige Gees vir veragting. En dan gaan ek met jou praat oor Heilige Gees bedroefing. Maar dan wil ek jou los in God se groot genade. Is jy gereed? 'n Paar skrifte bly by my en ek sê weer, jy weet, ek vertel eintlik, ons het so 'n meeting gehad daarso by Tinus op die plaas oor kampvuur en koortjies en ek sê so vanaf die ouens, jy kry daai oom en tannie, nee, dis nie altyd 'n oom en tannie nie, dit is gewone mense in die kerk.
Hulle sê amen op die verkeerde plek. Dan sal die pastoor sê, die duiwel wil jou vernietig. Dan sal hy, amen. Weet jy wat sê jy eintlik? Wat beteken amen? Laat dit so wees. Jy moet wag laat die pastoor klaar praat en sê, maar die Here gaan jou help, dan sê hy. Kan julle amen sê in hierdie kerk? Julle moet saam met my preek. Ek hou daarvan, dit help my. Romeine 3 vers 23 en vers 24. Want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek gaan nie onnodig Gees toepas nie, maar ek sê gou vir jou dit. Daar is 'n lyn van genade. En elke mens wat in die wêreld leef, het nie hierdie reddingslyn na God toe nie. Want die skrif sê dat ons almal het gesondig en dit knip die lyn na God die Vader toe. As 'n ou pastoor, hy's nou oorlede, maar sy vrou was op suurstof, ekskuus nou. En as die tannie hom kwaad maak, dan sê hy vir haar, jy moet ophou, ek gaan jou pypies toe knyp. Maar die waarheid is, as ons weg van God af is, dan is hierdie lyn van genade nie daar nie, maar dan kom hy verder. Maar hulle word deur sy, kom aan, julle my help vanmôre. Deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. As dit nie vir die woordjie genade was nie, sou ek en jy nooit God kon ken nie. Jy sou nooit 'n lewe van oorwinning kon leef nie, en ek en jy sou nooit die ewige lewe kon bekom nie. Die woordjie genade is die reddingslyn na die mensdom. Johannes 1 vers 16 skryf hierdie woorde in die 53 vertaling, en uit sy volheid, Jesus Christus se volheid, het ons almal ontvang genade op genade. Is jy dankbaar vir genade vanmôre? Psalm 145 vers 8 en 9. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierendheid. As jy nou nie die woordjie goedertierendheid verstaan nie, beteken eintlik maar net goedheid wat nooit kan ophou nie. Die Here is vir almal goed. En sy barmhartigheid is oor al sy werke. Ek gaan nie op die einde 'n bietjie meer oor hierdie verhaal praat, maar ek lees hom vinnig vir jou. Psalm 51 vers 1 sê, wees my genadig, o God. Na u goedertierendheid delg my oortreding uit na die grootheid van u barmhartigheid. Nou ek wil vanmôre so 'n bietjie meer rustig wees, is dit oké, as ek kan? Jy weet, my vrou maak koffie, ek vra gisteraand, gooi jy 3 teelepeltjies koffie in, want dit is so sterk hoor. Hierdie woord het eintlik begin terwyl ons Dinsdag aand hier by mekaar was en ons besig is om te oefen vir kampviering koortjies. Is daar 'n lied wat op die playlys is en ek het hom opgesit. Dis 'n lied wat ek al gesing het. Dis 'n lied, een van die Afrikaanse liede wat sekerlik die diepste en die hardste met my al gepraat het in my lewe. En hierdie lied, ek gaan vir jou die woorde lees. Kan ek vir jou die woorde lees? Hoor wat sê hy, en ek gaan vir jou onderstreep waar ek wil amper sê ek het 'n onrustige, geestelike onrus in my hart gekry toe ek hierdie woorde weer hoor. Luister saam met my. Hy sê hierdie woorde, op jou pad kom 'n dag as jy God bly verwerp. Hier is die versie wat my gevang het.
waar sy gees jou vergoed kan verlaat. Dan sê hy, jy ontvang en geniet wat die wêreld jou bied, maar bereken wat dit hierna sal baat. Die koorversie sê, weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou alreeds miskien te ver weggedwaal, maar bereken wat dit hierna sal baat. Ek lees vir die tweede versie. Jy verruil dalk jou hoop op 'n hemel daarbo vir plesier se genotvolle maat. Vir aantreklikheid skoon deur die sonde aan jou vertoon. Dan sê hy weer, maar bereken wat dit hierna sal baat. Derde versie bring vir my hoop. Hoor wat sê hy. Oor die deur van God se genade staan nog vir jou oop. Voor sy liefde jou vir ewig verlaat, en dan sê hierdie woorde, steek jou hand uit na hom. Fluister nou, Heer, ek kom. En dan maak jy weer die som en bereken wat dit jou hierna sal baat. Terwyl ons oefen, krap dit my so om op 'n stadium, en ek praat eerlik met jou, dat ek vir die sangers opdrag gee, Celeste, kom ons verander die woorde. Want hy sê, waar God se gees jou vergoed kan verlaat. En dan is daar iets in my binneste wat roep, Here, U sal nooit nie, sal U, kan daar 'n plek in die kind van God se lewe aanbreek, waar God se gees jou verlaat. En ek het uit hierdie liedjie uit, het ek die hele week verder gaan stoei, en ek wil vanmôre met diepe respek vir jou sê, daar kan 'n plek aanbreek, waar jy wegdryf van God se genade. Ek sê vir hulle op 'n stadium, moet nie sê waar sy gees jou verlaat nie, sê eerder waar jy God se gees kan verlaat. En toe ek gaan ondersoek en stel, toe kom ek agter, die woorde moet eintlik bly soos wat dit is. En daarom wil ek vanmôre mooi met jou praat. Is jy reg om net iets te hoor? Sê amen. Ek is nie hier om jou te verdoem nie. God ken my hart. Hierdie goeders wat ons na mekaar toe bring, is sodat ek en jy op 'n vaste fondasie ons lewe kan bou. Amen. Nou kom ek verduidelik jou vinnig oor genade en barmhartigheid. In Engels is dit grace and mercy. Genade en barmhartigheid is twee nou verwante, maar verskillende konsepte. Genade is wanneer God ons iets goeds gee wat ons nie verdien het nie. Soos jou redding. Daar is geen ander naam deur wat die mens gered kan word behalwe Jesus Christus nie. So deur genade gee God vir jou redding, hy gee vir jou vergifnis en hy gee ook die seëninge wat jy elke dag beleef. Barmhartigheid is wanneer God ons nie die straf gee wat ons wel verdien nie. So met ander woorde, genade is iets wanneer God iets vir ons gee. Maar barmhartigheid is wanneer God iets van ons al weghou. Makliker gestel, hy staan daar, genade gee guns wat jy nie verdien het nie. Barmhartigheid weerhou die straf wat jy verdien het. Met ander woorde, ek wil vanmôre net so bietjie stil staan en ek wil vir jou sê dat jy moet opreg vanmôre saam met my dankbaar wees vir 'n God wat sê sy genade is vir ewig. Amen. Maar nou kom Hebreërs 12 vers 15 en joh, ek het so gevorm aan hierdie preek en ek het gaan kyk en dan stap ek weg en ek bid en dan gaan ek weer terug. Maar hoor, en oom Sam, hierdie een is nou nie op die bord nie, maar hoor net gou wat sê Hebreërs 12 vers 15. Paulus skryf, of wie ook al dan Hebreërs geskryf het, hy sê hierdie woorde, pas op, dat niemand, nou praat hy met die kerk, en hy sê pas op dat niemand in die genade van God
veragter nie. Hoe veragter ek en jy as kind van God in die genade, en ek gaan kyk na die betekenis van die woord veragting of veragter in die oorspronklike Grieks, en hy verduidelik dit so, om te veragter in genade, om tekort te skiet. Of tweedens, om weg te dryf van iets wat vir jou beskikbaar is. Nou wil ek dit vanmôre sê voordat ek verder gaan. En ek vertel jou net stories. Ek het daar die ouens wat nou al loskop toe was. Jy gaan om 20 km na die kabel toe. Ek weet nie. As jy 10 se boot het, vat dit jou so 2 ure. My boot net 1/2 uur. Maar jy gaan tot om die kabel en dan vang jy mos nou lekker vis. En as jy daar gaan, dan sien jy maar hier kom nou 'n donker wolk aan. En dan begin die wind opsteek. En omdat jy lekker vis vang, ignoreer jy die wind en jy ignoreer die donker wolke en jy dink ek het nog net 'n klein window of opportunity. Ek vat te lank met my stories altyd. En as die wind regtig begin sterk waai, dan start jy daai boot en dan skiet jy om, en vat jy so om regtig, seker 20 minute, ek weet nie, om, terug, launching pad toe. Nou kom jy by die launching pad aan, en nou moet jy hierdie boot op die trailer kry. Kom aan broeders, ons weet, dit is erg. Dan steek ek die light hier, dan reverse hy die bakkie met die trailer in die water in. Nou ek sê nie negatief, maar ek kan nie lekker sien nie. Nou wat ek doen is met my brein, ek sien hier kom die bakkie in die trailer, en dan sien ek hier kom die trailer in die water, en dan is die trailer weg. Maar in my kop neem ek 'n foto van presies waar daai trailer staan. En nou, hier is die triek, en jy moet so goed soos ek wees om dit te verstaan. Ekskuus. Dan gaan draai jy, en nou het jy daai foto in jou kop van presies waar die trailer is, en nou ry jy nie te vinnig nie, maar ook nie te stadig nie. Konstant ry jy om die boot op die trailer te kry. Maar weet jy wat gebeur? Wanneer die wind so waai en die golwe raak 'n bietjie groot en jy hier's 20 ander ouens agter jou wat ook hulle bote wil uithaal. En jy kyk rond en jy vergeet, waar is die trailer nou weer? En die wind dryf jou weg. En die bakkie staan daar en jy dryf hier. Dis die goed waarmee ons arme mans moet deel. 'n storie om jou te verduidelik. Ek en jy as kind van God moet ons oog gefestig hou op die genade van God. Want die oomblik wanneer jy jou oog van die genade afhaal, gaan jy wegdryf van iets wat binne in jou bereik was. Die definisie van genade uit die woord van God, Efesiërs 2 vers 8 en 9, en dan sê Efesiërs hierdie woorde, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En ek gaan nou met jou met hierdie storie deurpraat, en ek hoop jy bly by my. Jy en ek kan niks byvoeg by God se genade, sodat ek en jy vandag onsself kind van God kan noem nie. Niks. Maar dis die geloof wat aan genade hak, en hierdie genade word van die ander kant afgehak met die liefde wat uit die kruis kom, en daardeur word ek en jy gered. Dis 'n genade gawe van God. Kom ek gaan vinniger. Wat is genade? Nommer 1, dit is God se onverdiende guns op jou lewe. Dit is redding uit God se liefde, nie menslike verdienste nie. Genade is God se hand wat ons optel wanneer ons verdien om te val. Wie kan so vanmôre net so 'n bietjie saam met my getuig? Kom aan, God se genade.
in my en jou lewe. Kom ek sê gou vir jou dit, wat is genade nie? Genade van God is nie 'n lisensie vir jou om te sonde. Hoor jy my? Romeine 8 vers 1 en 2 skryf hy hierdie woord, hy sê, wat sal ons dan sê? Dit klink amper of Paulus so bietjie sarkasties is. Wat sal ons nou sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, dan sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daardeur lewe? Ons het 'n doopdiens gehad. Wanneer jy in die doopwater ingaan, dan begrawe ons die ou mens. Kom aan, help my. Jy word begrawe en jy staan in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus op. Want hy sê, as julle dan saam met my gesterf het, sal julle ook in 'n nuwe lewe saam met my opstaan. Amen. Wanneer jy onder die water ingaan, dan vereenselwig jy jouself met die dood van Jesus Christus. Maar wanneer jy uit die water uit opkom, dan vereenselwig jy jouself met die opstanding van Jesus Christus. En die oomblik wanneer jy uit die water uitkom, is jy 'n ewige mens wat vir ewig gaan lewe. Want jy kan mos nou kies, die ewige dood of die ewige lewe. Na die doop, stel ek dit so vanmôre. As jy opstaan as 'n nuwe mens, is jy nie meer 'n sondaar wat veg om 'n beter mens te wees nie. Maar jy is 'n kind van God, gered deur die bloed van Jesus, wat God se genade gesmaak het en weier dat sonde oor jou heers. Dit klink so dieselfde, maar is 'n mindset. Jy weet, daar's kerke wat sê, ag, ons almal is maar sondaars. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek sê nie ek's perfek nie, maar ek's 'n kind van God, gewas deur sy kosbare bloed, en ek gaan nie laat sonde oor my heers nie. Kom aan, kerk. Ek gaan nie, amen. Nou daar's 'n teologie wat rondgaan, en dit word die Hyper Grace Movement genoem. Weet julle daarvan? Ek is so bly as jy nie daarvan weet nie. Maar dit is mense wat ingekom het in die kerk, ons gaan 'n paar verse lees, maar mense wat in die kerk ingeslyp het en gesê, as jy nou Jesus aangeneem het, kan jy nou maar maak, net soos wat jy wil, jy's gered. Jy kan nou maar hoer en remoer en gesyp en wat ook al, jy is alles nou maar net reg, want jy het Jesus. Dan kom Judas 1 vers 4, 33 vertaling, oor wat skryf hy, want sekere mense het ingeslyp. Waar het hulle ingeslyp? In die kerk. Sekere mense het ingeslyp, dan noem hy hulle goddelose mense, wat die genade van ons God verander in losbandigheid. Wat is genade nie? Dis nie 'n lisensie om aan te gaan met jou sonde nie. Want die genade wat goddelike genade is en wat gekoppel word aan die evangelie, is 'n genade wat jou red uit 'n ou lewe. Dis waar jy jou genade kry. Verstaan jy my prentjie? Die genade wat gegee word is vir jou om weg te stap van 'n ou vuil lewe. En daardeur hoef jy nie meer die ewige hel of die ewige dood te smaak nie. Wat ek vanmôre moet deurgee, is hierdie stelling. Bly geanker in God se genade, anders gaan jy wegdryf. Nou wil ek vinnig met jou praat oor die twee magnetiese velde, en dan loop ek en jy hier, deur die wêreld. Jy's kind van God, gered deur sy bloed. Maar nou is daar twee magnetiese velde, noem ek dit sommer nou. Jy loop en daar is twee kante wat na jou toe trek. Het jy al gesien as 'n magneet iets trek? Aan die een kant is daar 'n magnetiese veld wat genoem word sonde. Gered deur genade. Dankie vir u genade, o God. Maar dan is daar sonde wat aan jou bly trek. Kom aan, praat ek met iemand. Aan die een kant is dit sonde, maar aan die ander kant is daar 'n magnetiese veld, en daardie magnetiese veld noem ek vanmôre godsdienstige prestasie.
Ek weet, is die eenvoudige woord vanmôre. Jy en ek is gered deur God se genade alleenlik uitsluitlik. Wanneer ons oorgetrek word na sonde toe, dan beïnvloed ons die genade. Maar die kerke is vol van mense wat nie meer in die genade loop nie, maar hulle begin staat maak op hulle eie godsdienstige prestasies. Miskien maak dit so sin, miskien nie. Ek het 'n paar goed hier genoem, maar nou kom Galasiërs 5 vers 4. En baie ernstig. Galasiërs 5 vers 4. Julle, sê hy, wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Hoor gou mooi hierdie sterk stelling. Julle het van die genade verval. Daar is soveel mense, nou dink jy ek praat van 'n ou stoere kerk, ek praat van binne in die Pinkstergeleedere, is daar mense wat op godsdienstige prestasies begin staat maak, om te sê ek is 'n kind van God. Dan gaan hierdie vers, en ek gaan nog 'n paar verse aanhaal, maar hierdie vers gaan so ver, die oomblik wanneer jy nie meer gegrond is in God se genade nie, en staat maak op jou eie goedheid, dan sê die woord van God, julle het van die genade verval. Sit hard. Paulus waarsku gelowiges. Die gevaar is nie net die magnetiese veld genaamd sonde nie. Hy waarsku dat die gevaar is wanneer die kerk en Christene, ek en jy, Christus begin verruil vir prestasie. Dis 'n baie fyn lyn. Nou wil ek dit gou vanmôre vir jou sê, en ek weet jy kuier lekker saam met my. Ek wil jou gou verduidelik. Pastoor, so ek is nou in genade, ek moet niks doen nie. As jy niks doen nie, dan lewe jy nie. Want enigiets wat lewe in hom het, gaan vooruit. Doen iets. Maar nou wil ek dit vanmôre, so stel die Here dit het op my hart gelê. As ek en jy goeie werke doen, wie wil goeie werke doen? Kom aan. Ek wil. Maar hoor hierdie stelling, werke is die vrug van die boom en nie die wortelstelsel nie. Maak dit vir jou sin? Baie gelowiges begin deur geloof, maar later probeer hulle deur eie pogings behou wat God deur genade gegee het. Jy sien soos 'n boom, die boom staan en hy groei en God se genade het jou kom red en jy groei geestelik en ongelukkig is daar baie keer 'n plek waar die boom dan kom en sê ek is nou geestelik volwasse geword, ek het nie meer my wortelstelsel nodig nie. Dit klink eenvoudig, maar is so waar. En wat doen hulle? Hulle probeer hulle self losmaak van die wortelstelsel genaamd genade en hulle probeer op hulle eie krag staan en ek wil sê, dis etlike oomblikke voor die boom gaan vrek, want 'n boom sonder sy wortelstelsel is dood. Die sterker punt wat ek wil maak is, ons goeie werke, hoe ek en jy met mekaar is, die liefde, die omgee, is 'n vrug van die wortelstelsel van genade. Maar my werk is nie die wortelstelsel om God se genade, die vrug, te ontvang nie. Is jy by my? Ek dink dit is dood eenvoudig. Sonder die wortelstelsel van God se genade beteken die boom niks. Die grootste gevaar is nie altyd om van God af weg te hardloop nie. Jy weet, ek sien dit en dit is seker van die goed wat my die hartseerste maak in sterk toring, is wanneer ek mense sien wat gekom het, hulle harte vir die Here gegee het en 'n paar weke later is hulle net weg en hulle gee nie meer om nie. Dis duidelik sigbaar, my hart is seer. Wat moet ek doen? Julle sal sê, pastoor, jy moet die ou bel. Ja, ek bel partykeer, maar partykeer wil ek ook sê, dit is jou verantwoordelikheid
om God se huis te besoek. Want hoekom bel ek jou, en ekskuus ek stel dit 'n bietjie kras, ek lek jou om kerk toe te kom, dan is jy mos nou net hier vir my en nie vir jouself nie. Is dit so? Maar daar's baie mense wat vinnig net afvallig word, en dan is dit oop en bloot duidelik vir almal, hierdie ou het iewers God se genade gesmaak, maar hy het verval van die genade, van die magnetiese veld van sonde het hom teruggepluk. Maar dan kry jy ook, wanneer ons stadig van genade af wegdryf. Die ding van stadig wegdryf is dat dit gebeur baie keer so in die stilte. Dis gevaarlik, want 'n menslike oog kan dit nie optel nie. Baie Christene dryf weg van God se genade en hy begin al hoe meer staat maak. En ek wil nou 'n paar goeders genoem het, maar ek gaan probeer neutraal bly. Maar daar's goedjies en dingetjies waarmee ons onsself besig hou, wat ons onsself champ en sê, ek is so geestelike mens. Ek wil vanmôre dit net deurgee vir hierdie preek. Dis net God se genade wat my en jou kan red en ooit sal red. Niks wat ek en jy doen kan jou saligheid koop nie. Is jy by my? Is jy nog lief vir my? Sê amen. Hierdie vers in Galasiërs, die agtergrond van die vers. Skryf Paulus hierdie sterk woorde omdat hy weet dat daar in Galasië valse leraars in die kerk ingekom het. En die ouens was Jode. Jy moet baie mooi hoor wat ek sê. En nou kom hulle met so subtiele aanslag. En hulle sê vir die gemeente Galasiërs, luister hierso. Dis reg. Julle moet glo in Jesus. Dis reg. Maar, die maar is die groot gevaar. Maar, julle moet ook die wet onderhou. Ja, julle moet ook julleself besny. Julle moet die Joodse gebruike onderhou. En dan kom die boodskap eintlik deur, hulle verkondig nie die genade van Christus alleen nie, maar hulle verkondig Jesus plus die wet is gelyk aan. En dan weer die sterk woorde van Galasiërs 5 vers 4. Daardie mense wat so opereer is afgesny van God se genade. Die skets wat geteken word uit hierdie gedeelte is, dit is nie 'n openlike afgoderry nie. Ek weet ek praat met mense. Dis nie 'n openlike afgoderry nie. Dit is nie 'n ontkenning van Jesus nie. O nee, pastoor, ek is so lief vir Jesus. Maar hoor gehou. Dis wanneer ons begin byvoeg by Jesus vir ons redding. Waar God sê deur die skrywe, jy word losgesny van God se genade. Jesus plus enigiets anders is verkeerd. Nou ek het 'n paar goedes neergeskryf. Jesus plus voorvader aanbidding. Sê nee, pastoor, dit is nou nie daar so aan die kant by die Afrika stamme. Nou wil mooi praat en ek gaan net goedjies sê en dan gaan ek aanbeweeg en ek wil dit nie oorbeklemtoon nie. Luister gou. Wees versigtig. Kan nie glo ek sê dit nie. Wees versigtig om met jou afgestorwene te praat. Dit lyk so emosioneel en mooi. Jesus sê, laat die dooies begrawe. En wanneer jy begin kommunikeer, sê, is dit nou ritueel, is dit 'n afgod? Nee, jy weet mos daai wat jy, ag my pappa is daai sterretjie in die hemel. En hy kyk neer op my, en ek wil nie lelik wees nie, ek het die grootste respek vir dit. Maar wanneer ek en jy as kind van God begin kommunikeer met die dooies, is ons besig om te Jesus plus iets anders. Gaan net dit sê. Jesus plus beskermingsrituele. Iemand vertrou op Jesus, maar dra ook spesiale voorwerpe. Wat hulle sê,
Dis my lucky charm. Al wat ek vir jou sê is, sien jy hoe vinnig trap ons in 'n struik? Dit is Jesus plus nog iets. Luck het niks met dit te doen nie. Dis die genade van Jesus Christus alleen. Amen. Mense gebruik spesiale voorwerpies. Ag, hierdie ou kruisie beteken so baie vir my, want ek voel so veilig en Jesus is dit naby my. Dit klink so godsdienstig. Wees versigtig. Sy genade alleen. Jesus alleen. Tradisionele middels of rituele uitvoer om bose geeste af te weer. Ek gaan nie daar te ver verdwaal nie. Ek noem 'n paar goeders vir jou. Ek weet die ou mense, kom ons sê die ou mense, nie hierdie ou mense nie, die mense wat ouer is as jy. Het geglo. Bygelowe, ken julle bygelowe? As iemand vir jou 'n mes gee, dan sny hulle die vriendskap af. Ek het al mense by my vriende gekry en hy vriendskap is nog sharp. Daai dingetjie van gooi sout oor jou skouer. Dis Jesus plus. Daai stupid goed wat ons so sê, die spieël het gebreek, 7 jaar ongeluk vir jou. Ons doen dit baie keer grapsgewys, maar hoor net gou. Sy genade alleen is waarop ek bou. Ek kan jou vat na 'n tannie toe. Christelike tannie. Maar in 'n kantoor het sy 'n klip wat water oorvloei. En as jy tannie vra, hoekom is hierdie klip hier? Dan sal sy sê, dis om al die negatiewe energie op te vang. My tannie, jy is besig met golery. Sy genade is vir my genoeg. Is jy by my? Niemand is kwaad vir my nie. Jesus plus waarsêery. Christene besoek waarsêers. Nou dink jy dat waarvan praat jy? Ek kan jou vertel van tannies wat so desperaat was, wat opgeëindig het by die waarsêer. Ek kan jou vertel, in hierdie gemeente, waar mense al in strikke getrap het, van singomas. Want jy sien, jou situasie raak so desperaat. En die eerste ding wat die duiwel vir jou sê is, Jesus se genade is nie vir jou genoeg nie. En dan begin ons hardloop na ander goeders toe. Ek wil nie te veel verder daaraan gaan nie. Waarsêery. Nou kom ek sê gou vir jou, toe ek 'n kind was, het jy dit in die huisgenoot gekry. Die familie tydskrif. Wat jy mos nou jy's mos nou volgens hulle, is jy mos nou 'n vis of 'n bok of 'n leeu of 'n wat ook al. En hoe maklik dan lees jy wat die sterre sê. Hoe maklik het ek al verliefde ou jong mense gesien sê, ag my en sy sterre het net in lyn gekom. Jy plaas jouself onder 'n vloek as jy dit sê. Our stars aligned. Ek gaan verder gaan, ek wil nie te veel tyd aan spandeer nie. Jesus plus iets. Sny jy jouself los van God se genade. Vandag is dit so maklik om op Facebook te scroll en te klik op die verkeerde button. Dan wil hulle presies vir jou sê wie jy is. En dan kom ons met 'n gees van waarsêery, palmhandlesery, kaartlesery, die astrologie waarvan ek praat. En nou wil ek hierdie ene noem, en ek gaan hom vinnig noem, dan gaan ek aangaan. Die Holikiese woorde, waar sy gees jou vergoed kan verlaat. Dan kom jy Galasiërs 5 vers 4 en hy sê, wanneer jy terugkeer na die wet toe, dan sny jy jouself los van God se genade.
Wanneer jy jouself lossny van God se genade, wil ek hê jy moet besef, en dit is nie rocket science vir môre nie, maar wanneer jy jouself lossny van God se genade, sny jy jouself los van 'n ewige hemel wat vir jou wag. En ek noem dit net vinnig, dan gaan ons aan. Daar is mense wat terugkeer na Jewish roots toe en Joodse gebruike najaag. Meneer, mevrou, jy keer terug na die wet toe en jy is geknip van God se genade. Dis al wat ek gaan sê. Ek maak 'n stelling. Wanneer enige iets by Christus gevoeg word as grond van redding of seën, word genade vervang deur prestasie. Gaan aan. Hierdie ene omslaan. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, nommer 1, en stem asseblief saam met my en kom in instemming met my. Die kruis van Jesus is genoeg. Die bloed van Jesus is genoeg. Jesus is genoeg. Volgende ene oom Sammy. Hierdie moet jy onthou. Jesus plus niks is gelyk aan genoeg. Niks wat ek en jy doen, kan daarby voeg nie. En tussen hierdie twee magnetiese velde, die sonde trek aan die een kant, maar aan die ander kant ook die godsdienstige prestasies en al die lokvalle van hierdie lewe, wil ek sê, kom ek en jy as kind van God, loop 'n reguit pad saam met Jesus, geanker in die genade van God. Halleluja. Daar's 'n ou liedjie wat in my hart opgekom het, terwyl ek hierdie goeie so voorberei, en hy sê hierdie woorde, mercy there was great, and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Ek sang hom sommer, pas op. Net gou vinnig, wat is die wet dan? Want jy moet verstaan, die wet het ook 'n funksie. Maar die wet se funksie is eerstens, wanneer ons gaan kyk na die wet van die Ou Testament, gaan jy dadelik sien, dat die wet wys vir jou sonde. As die wet nie geskrywe was nie, sou ek en jy nie kon weet wat is reg en verkeerd nie. OK? Tweedens, wys dit vir my en jou, hoe groot God se standaard is. En wanneer ons hierdie sommetjie maak, en ons trek die is gelyk aan, dan is die antwoord, ek en jy het die genade van Jesus Christus so nodig in ons lewe. Want ons kan nie die wet hou uit ons eie krag nie. Maar wanneer ons na die wet kyk, wil ek vir sê, wees versigtig om in 'n rituele te val, want die wet kan jou nie red nie, dit verander nie jou hart nie, en dit kan jou nie vrymaak nie. Die wet wys die wond, maar net Jesus genees die wond. Die doel van genade, en ek knoop gou hier iets aan, en ons is nog oké. Die doel van genade, hoor mooi, is nie net om jou van die hel te red nie. Dit is om jou in 'n verhouding met God te bring deur die Heilige Gees wat in jou woon. Amen. Daarom is die grootste vraag nie net, is ek vergewe nie, maar ook, bedroef ek die Heilige Gees wat in my woon. Hebreërs 10 vers 29, gaan vinniger. Nou praat hy oor dieselfde tipe ding wat in Galasië gebeur. Selfde ding. En hoekom praat ek vanmôre daaroor? Jy kan gaan kyk deur die kerk se geskiedenis. Hierdie ding van my eie prestasies geestelik wil nog altyd die kerk oorheers het. Want die mens wil 'n God wees en hy wil sê, dis omdat ek goed is. En genade sê presies die teenoorgestelde. Genade sê, ek is sleg en God het genade aan my bewys. Kom Hebreërs, selfde omstandighede as wat Galasiërs. En hoor wat sê, hy skryf hierdie woorde. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien? Dan gebeur 3 dinge. Wat die seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het, en die Gees van genade gesmaad het. Om te smaad is
33 vertaling woord wat eintlik sê, wanneer ons die Heilige Gees verag, minag of beledig. Nou ek wil mooi met jou hier praat, hierdie vers is een van die sterkste waarskuwings in die Nuwe Testament. Die skrywer beskryf nie iemand wat per ongeluk struikel nie, maar iemand wat bewustelik en aanhoudend Christus verwerp, nadat hy die waarheid gekom het. Daar's 3 dinge wat in hierdie vers uitstaan. Die eerste een, hy sê die Seun van God vertrap het. Dit beteken hy verwerp Jesus se gesag in sy lewe. Nou ek wil nie 'n duidelike streep trek nie. Al wat ek sê is wees versigtig, want wanneer ek en jy nie meer net op Jesus staat maak vir ons redding nie, maar ons eie werke, dan begin ons die lyntjie so 'n bietjie uitvee. Hy verwerp Jesus en sy gesag. Hy ag hom Jesus nie meer as Here en verlosser nie. Die tweede punt wat hy noem is, die bloed van die testament onrein geag het. Hy hierdie persoon beskou die bloed van Jesus as iets alledaags en onvoldoende om jou te red. Dit is so moeilike goed wat ek sê. Wanneer jy jouself probeer red met geestelike prestasie, sê jy eintlik, die bloed van Jesus is nie genoeg nie. Hy soek redding op 'n ander manier, behalwe deur Jesus Christus alleen. En die derde ding is, dan kom hy op die plek, die gees van die genade smaad. Hy beledig, verag en minag die Heilige Gees en sy werke. En die tweede enetjie, hy weerstaan die genade wat die Gees aan hom geopenbaar het. Hierdie genade, wat ek en jy ontvang het by bekering, is die wortelstelsel waarop ons geestelike lewe bou. Is jy nog by my? Wat dink jy, is dit in jou lewe en in my lewe, wat my en jou waarsku as daar sonde in ons lewe kom? Dis die Heilige Gees. Wat word die Heilige Gees hier genoem? Die Gees van genade. Dis 'n gees van genade, want dit is sy genade wat jou waarsku dat jy besig is om oorgetrek te word na een van die magnetiese veld. Die een magnetiese veld is sonde, die ander magnetiese veld is dan my goeie godsdienstige prestasies. En dan moet ons in hierdie genadepaadjie loop, en dis die Heilige Gees wat my en jou kom oortuig as daar iets verkeerd is in jou lewe, of het ons nie die Heilige Gees nodig nie, omdat ons perfek is. Die Gees van genade wat met my en jou praat. Die Heilige Gees is die Gees van genade. En baie keer daarom bedroef ons hom nie net deur ons sonde nie, maar ook wanneer ons ophou vertrou op Christus alleen. Kom ons sê Christus alleen. I worship only at the feet of Jesus. Just Jesus will never fail. Ek amper deur moenie worry nie. Ek gaan gou hierdie 2 goedjies. Die Heilige Gees moet nooit bedroef of verag word nie. In hierdie vers wat ons nou net gelees het, in Hebreërs kry ons die veragting wat baie ernstiger is as die bedroewing. In Efesiërs 4 vers 30 praat daardie skrif, en ek dink hy sê net, bedroef nie die Gees van God nie. Nou, en aan die ander kant praat hy dan van iemand wat die Gees van genade verag en deur Christus en sy offer te verwerp. Dis 2 verskillende, en ek wil gou net verduidelik, hoe lyk veragting, die meer ernstige ene? Ek lees vir jou hierdie vers, 1 Samuel 16 vers 14, die 53 vertaling sê, maar die Gees, met 'n hoofletter, van die Here, het van Saul gewyk. Ek vra weer die vraag, is daar 'n plek waar sy Gees jou voorgoed kan verlaat? Hier sien ons. En 'n bose gees van die Here het hom verskrik. Wat sien ek? God se woord het Saul in sy lewe geïgnoreer.
Wanneer 'n kind van God vanmôre hier sit, gered uit genade en die woord van die Here kom tot jou en jy ignoreer dit voortdurend, dan is jy nie net een wat weghardloop soos die sondaar nie, maar pas op dat jy nie stadig maar seker begin wegdryf van God se genade nie. Hy het God se woord geïgnoreer. Hy het God se opdragte verwerp, en ek kan nou in detail daarin gaan, maar die profeet sê vir hom, dis hoe ons dit moet doen, dis wat moet gebeur, dis wat nie moet gebeur nie, maar Saul in sy eie wysheid sê, ek hoor wat die profeet sê, maar ek dink ek gaan dit doen soos wat ek wil, en in daardie saak begin hy om die opdragte van God te verwerp. Vierdens, trots en eie wil bo God se wil te stel. Dit is waar ons die gees van God kan begin verag. En natuurlik die hardnekkige ongehoorsaamheid, plaatant, wat hy teen God gehad het. En dan kom die skrif in Samuel en sê, daar het 'n plek aangebreek waar die gees van God van Saul gewyk het. Hier is 'n sleutelgedagte belangrik. Saul is nie oornag verwerp deur God nie, maar deur 'n pad van veragting en ongehoorsaamheid het hy stadig begin wegdryf van die genade van God af. Kom ons kyk net gou na hierdie en ek gaan probeer vinnig gaan. Hoe lyk bedroefing? Veragting, dit wil ek jou vertel. Mag ek 'n stelling maak? Kom help my reg as ek verkeerd is. Daar's nie een in hierdie kerk wat nog nooit die Heilige Gees bedroef gemaak het nie. Ek ingesluit. Want sonde kom. En partykeer pluk hy jou oorboord. Dan moet jy weer opstaan. Kom aan, praat ek met iemand? Ons almal het. En dan kry ons die verhaal van Dawid. En Dawid, hierdie man geseën deur God, en ek gaan nie te diep daaraan gaan nie, maar hy kom ook op 'n plek waar hy God teleurstel. Maar dan God, toe hy God teleurstel, die Heilige Gees bedroef, besef hy dat hy moet vinnig dit regmaak, en dan kom hy in Psalm 51 vers 13, en hoor die gebed wat hy bid, ons praat baie daaroor, hy sê, verwerp my nie van u aangesig nie. En wie wil dit saam met my bid vanmôre? En neem u Heilige Gees nie van my af weg nie. Ek het nou hierdie harde skrif ingesit. Hou net by my, ek's amper deur. Handelinge 5 vers 3. Kom ek vertel jou net die storie. Petrus praat met Ananias. Wat was Ananias se vrou? Kom dink ek dit was Safira, whatever. Maar hy praat met Ananias en hy sê, hoor mooi wat hy sê, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Ek gaan net die laaste stukkie lees heel onder, hy sê, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Nou ek weet, dit is baie ernstige goeders, maar nou wil ek vanmôre net vir jou sê, ons kan baie keer, wanneer ons van die genade begin af wegdryf, begin ons vir onsself leuns vertel. En wanneer jy vir jouself 'n leuen vertel as wedergebore kind van God, is die moontlikheid daar, dat jy vir God se Gees begin lieg. En sê, ek is okay, en ek doen dit met oorgawe, en alles is awesome, maar jy sal vanmôre weet, ek sal vanmôre weet, of ek werklik besig is om weg te dryf van God af. Omdat jy laasweek se preek, het ek jou sê, een van die werke van die Heilige Gees, is om te oortuig van sonde. Dis 'n harde woord, maar nou wil ek vanmôre hierdie sê, want nou stel ek al hierdie dinge vir jou, en hoe verkeer kry ek mense, pastoor, het ek nie teen die Heilige Gees gesondig nie, want dit is die enigste sonde wat onvergeetlik is voor God. En dan kom die vraag in, Here, het ek teen die Heilige Gees gesondig? Kom ek antwoord jou vanmôre so. As jy vanmôre in hierdie kerk sit, en jy kan nog met 'n hart voor God staan, en sê, Here, help my.
is jy nog in die genade van God. Want een van die tekens wanneer die gees van God jou verlaat, is wanneer jou hart hard word. As jy vanmôre hier sit en sê, ag ou Datletjie, jy roer my nie met jou preek vanmôre en dan wil ek vir jou sê, pas op, rooi lig. Maar vir elkeen wat vanmôre hier kan sit en sê, Here, neem nooit die Heilige Gees van my al weg nie. Wil ek sê, is daar nog hoop vir jou vanmôre in hierdie plek. En ek wil jou vanmôre herinner, hy is die Gees van genade. Jy het niks anders in jou lewe nodig nie. Gaan jy traai Wynand kom? Ek wil hierdie derde versie vir jou sing, man, kan ek? Terwyl hy regmaak, vertel ek jou gou 'n storie. Ag, ek het soveel bootstories, ekskuus. Ek het so dingie gehad. Weet jy wat 'n dingie? 'n dingie is soos 'n vingie. Dis 'n thingie. Dis amper soos 'n boot, maar hy's net baie harder en hy ry baie akelig. En ek het die ding gehad met 'n 5 perdekrag motor. En ek gaan om die ding uit te toets. En my klein seun, daai tyd is hy so oud. En hy saam met my op die boot. En ek en hy het groot visvang idees. Dis ook die naweek wat hy die gasbottel by die huis vergeet het in die winter. Moenie worry nie. Maar ons gaan en ons stop by die koöperasie en ek koop 'n 50 kg soutblok, want ons gaan voermaakplek maak, want ek het 'n thingie. Ry in die dam in. Ek vertel jou gou die storie. Die soutblok is daar en dan maak ek toue om hierdie 50 kg soutblok vas. En my seun is te klein en ek moet die stuk blok oor die boot tel om in die water te kry. En ek toe kom optel en oorgooi. Toe's daai ding swaarder as wat ek ooit gedink het. En daai ding is besig om met 'n spoed bodem toe te gaan, maar in die proses draai die tou wat ek aan hom vasgemaak het om my hand. En hy sou my oorboord getrek het, en ek sal in daai vuil water nooit die tou kon losmaak van my hand nie. Maar God se genade help my dat daai knoop wat om my arm is losgaan. Nou wil ek vandag net hierdie storie gebruik en vir jou te sê, daar's 'n vyand, en hoor mooi wat ek sê, hy speel vuil. Hy gaan 'n knoop om jou arm probeer maak en probeer om jou oorboord te trek. Maar die genade van God is nog beskikbaar vanmôre in hierdie plek. Kom ons probeer, gaan ons 'n D, gaan ons 'n F. Ag, ek sê maar vir jou. Hoe die D van God se genade staan nog vir jou, voor sy liefde jou vir ewig verlaat. Help my so 'n bietjie. Steek jou hand uit na hom, fluister nou hier, ek kom, en bereken wat het hierna sal baat. Ek gaan die koor sing. Hoe weet jy wat dit sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou alreeds miskien te ver gedwaal, maar bereken wat het hierna sal baat. Terwyl jy dit speel, ons is op pad na 'n launching pad. En as jy vir 'n paar oomblikke eerlik met jouself moet wees in hierdie huis, is jou oog nog gefestig op die genade van God?
Of is jy oorgetrek na die magnetiese veld van sonde, of anders oorgetrek na die magnetiese veld van godsdienstige prestasie. Hierdie woorde sê, die deur van God se genade staan nog vir jou oop. En as jy vanmôre in hierdie plek sit en sê, Dudley, ek kies God se genade, Jesus plus niks is gelyk aan genoeg vir my, dan wil ek iemand op jou voete staan, net waar jy is. Dankie Here Jesus, kan ons toe gaan. Kom ons sing nog die laaste keer Amazing Grace, dan steek jy jou hande op, sing het saam met my. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Steek jou hande hoog op en sing het nog een keer. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Laaste skyfie om Sam. Genade is gratis, maar nie goedkoop nie. Dit het jou niks gekos nie, maar dit het Jesus alles gekos. Van vanmôre vir jou sê, die wortelstelsel waarop ek en jy gaan groei as goeie groot bome vir God, is deur sy genade alleen. Amen. En dan kom hy, liefie help my, 2 Korintiërs 12 vers 9. En dan skryf Paulus hierdie woord en hy sê, sy genade is vir jou genoeg. Kom ons steek jou hande so op en sê net, Here, u genade is vir my genoeg. Dankie Jesus. Ons sal die pad van genade stap. Help ons om nie oor te kantel na die sonde of na die prestasie nie, maar Here, wat ons is ons uit genade. Help ons. En ek eer u daarvoor. In Jesus naam. Sê net met jou eie lippe, dankie vir u genade. En dit is vir my genoeg. Amen. Ek gooi nou so baie in die diep water. Oh mercy, there was great and grace was free. Ek kan net gaan my gitaarspeler op 'n oomblik. Ek weet nie, sê. Ek weet nie, hou op met die cap so cheat. Oh mercy, there was great and grace was free. My pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Kom on, sing het nog een keer saam. Oh mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied. Oh yes, there my burden soul found liberty. Come on, jy doen het so goed. Nog een keer saam. Oh mercy, there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Oh, there my burden soul found liberty at Calvary. Dis julle eie skuld, julle sing te goed. Oh mercy, there's oh baie bietjie anders so.
Come on, you got to begin dance. Oh, mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me there. My burdened soul found liberty at Calvary.